Dis hy en baie welkom by nog 'n uitsending van ons 1 minuut vir Jesus podcast. Ons is vandag besig met episode 6 en ek vertrou die Here dat jy vandag 'n verwagting het om te hoor wat hy spesiaal vir jou wil sê. Ons gaan vandag kyk hoofsaaklik na die skrif in Romeine 12 vers 2 waar Paulus geskryf het dat ons nie gelykvormig moet wees aan hierdie wêreld nie, maar dat ons vernuwe moet word deur ons gemoed. Kind van God, ek hoop jy geniet hierdie episode en mag die Here vandag met jou praat. Hi William Paul, ek wil 'n storie vir jou vertel, sommer net so 'n getuienis, 'n lekker getuienis van iets wat gebeur het. Jy weet, Romeine 12 vers 2 sê vir ons is mens met ons gedagtegang, ons totale wese moet eintlik vernuwe, nê. En dis wat vir my so interessant is dat ek en jy moet ons vernuwe in ons gedagtegang sodat selfs ons gemoed opgelig kan word, dat ons nie gelykvormig kan wees in hierdie wêreld en die omstandighede in die wêreld nie. Maar hoor gou hierdie getuienis, dis vir my iets fantasties nie. Ek het met 'n man, Albert Vervieren, eendag gesels en Albert was 'n sending in Rusland. En hy sê, daar was 2 manne gewees. Die ene se naam was Victor. Victor was 'n dokter gewees. En dan was daar Nikolai. Nikolai was een van hierdie uiters slim wetenskaplikes, maar albei van hulle is baie intelligent. En blykbaar, nee, in Siberië in daai tyd, dis die jare toe die Christene nog baie vervolg was daar. In Siberië is 'n dorpie. En hierdie dorpie word eintlik as jy dit vertaal genoem akademiese dorp. En dis waar die Russiese brein, die Rusland met sy slimste manne, die Russiese brein was daar. Hulle het al die goed ontwerp wat ontwerp moes word en alles bestudeer oor die wêreld en gesorg dat Rusland voor is op tegnologie en al hierdie goed. Was uiters slim manne wat daar gebly het. En Victor was 'n dokter daar gewees. Nikolai was weer 'n wetenskaplike, eintlik meer ou wat met navorsing en tegnologiese goed, tegniese goed, soos wat jy goed is met al die tegnologiese goed, was hy weer goed gewees. Nou dis baie interessant. William Paul en hulle staan eendag by mekaar, die 2 manne. En Victor het tot ware wedergeboorte gekom. Hy het die Here gedien met 'n passie. Maar Nikolai het nie die Here gedien nie. Hy was 'n harde, stoere, baie intelligente Rus. En Victor nooi vir Nikolai en hy sê vir hom, kom kuier vanaand vir ons. Nou soos die Russe werk neem, as jy na iemand toe gaan jy nie met niks nie. Jy sny 'n stuk vleis af, jy vat dit saam of jy vat 'n bottel heuning saam. Maar dit is nou as jy tot ware wedergeboorte gekom het of jy vat 'n pak koekies net saam. Maar iets vat jy saam, jy gaan nie met leë hande daarna toe nie. Maar as jy nie tot bekering gekom het nie, dan vat hulle 'n bottel vodka saam. Nou, dit is nou maar wat gebeur het. Ou Nikolai het nog nie tot bekering gekom nie. Hy weet nie Victor het tot bekering gekom, maar hy sien nie die voorbeeld in hierdie dokter. En hy en sy vrou Nadia gaan kuier nou vir die dokter en dink vanaand het ons 'n partytjie en hy kom daar en hy sien hier 'n klomp mense. En hy dink by homself, lekker, ons het 'n lekker partytjie en hy sit op die tafel sy bottel vodka neer. Toe hy neersit, toe staan almal op en hulle sit hulle Bybels om hierdie bottel vodka. En daai aand lei Victor vir Nikolai en Nadia na Jesus toe. Daai 2 Russe gee hulle hart vir die Here. En Nikolai het gegroei, hy het baie sy Bybel gelees en dis wat my laat dink aan hierdie Romeine 12 vers 2, hy het vernuwe in hom. Hy was nie meer gelykvormig in die wêreld nie. So die vodka is nooit oopgemaak nie. Hy sal liewer nou 'n pak koekies bring. En dis vir hom wat meer tel saak maak. Gasvryheid nog steeds opreg. Nou het jy meer joy, jy's meer vrolik. Hy's nie nou meer, jy weet, hy het nie nou meer die laste van die wêreld op hom nie. Hy het Jesus nou in hom. Maar toe gebeur die volgende. Hierdie man hoor die stem van die Here. Hierdie Nikolai hoor die stem van die Here God. En hy ry daar na Victor toe en hy sê, Victor, luister my vriend, ek hoor die stem van die Here ook nou, dis vir my wonderlik. Maar ek is in hierdie tegnologiese wêreld. Help my, kom ons ontwerp iets om die stem van die Here op te neem. Dat ons vir hulle ook kan speel wat die stem van die Here hoor nie. Dink net, hoe fantasties is dit, dat 'n man is so vol van die Here, dat hy wil hê almal moet sy stem hoor. Nou, ons weet, hy gaan dit nooit kan doen nie, hy gaan dit nooit reg kry nie, want niemand kan die almagtige koning se stem ooit opneem nie, want die stem van die Here kom lê in ons harte. Dit gaan nie gaan lê op
op 'n instrument nie. Dit kom lê in ons harte en dis wat so wonderlik is. So, met hierdie volgende episode, podcast 6, wil ek William Paul vir jou sê, vernuwe jou hart, sodat jou gemoed, jou totale, en as jy sê, vernuwe jou hart, dan bedoel ons vandag, kry net Jesus in jou hart, kry die stem van die Here in jou hart, en kind van God, kyk na die draai, wat in jou lewe gaan kom, kyk hoe goed is God vir jou, kyk hoe lief is hy vir jou, soos wat ek en hy nou in hierdie pad kom aanstap, en ons kom stap hier, en ons deel met jou, vandag op ons twee se roete, op ons twee se pad, lewenspad, vandag iets met jou, wat jou lewe, van hierdie oomblik af moet omdraai, en dis om te besef, die stem van die Here het jy nodig, die grootheid van God het jy nodig, want as hy in jou is, kan dit nie duister meer wees nie, dan is die vodka nie meer op die tafel nie, maar dis die Bybels en die getuienisse, en die grootheid van God in jou lewe. William Paul, wat sê jy? Ek wil net bylaas wat pastoor gesê het, laat my dink aan daai skrif, wat die woord sê, ons kan nie 'n vriend van God wees, en 'n vriend van die wêreld wees nie, en net so, Romeine 12 vers 2, as jou gedagtes nie vernuwe nie, dan gaan jy nie eers verstaan of weet wat wil God eintlik hê vir jou in jou lewe nie, so dit is so belangrik om toe te laat, dat die woord en die Heilige Gees, jou hart en jou denke vernuwe, sodat jy kan sien, wat is God se wil en nie, sodat jy dit wat verkeerd is kan uitkry, en in daai nuwe lewenspad stap. Amen, prys die Here, en dis presies wat hy sê, vernuwe jou gedagtegang, met ander woorde, dink nie meer wat die wêreld bedink nie. So wat gebeur, wat ons bedink en praat gaan lê in ons harte. So ons harte is nou vernuwe, en nou sien ons kans vir die lewe, vir die omstandighede. Beteken dit dat die lewe nou gemakliker wees vir ons? Nee, 10-1 glad nie, pastoor. Ek dink die lewe raak juis moeiliker, dit raak die pad wat moeiliker is om te stap, maar dis die pad wat na die ewige lewe gaan. Prys die Here, want dis wat ons moed kan gee, nee. Sien jy, hierdie pad is 'n afdraande pad, toe ek kom opstap, dan, afdraande paaie is altyd maklik in die lewe. Maklike keuses, sê ek weer vir jou, maklike keuses in die lewe, meeste van die tyd, verarm dit jou. Moeilike keuses, kind van God, om 'n keuse te maak en te sê, ek kies nie altyd die maklikste weg nie, maar kies die regte weg. Ek kies wat reg is in die lewe. Ek kies nie wat vir my pas nie, maar wat reg is by God. Kind van God, en dit is wat so belangrik is in ons lewe, is dat die keuses wat ons moet maak, moet suiwer Heilige Gees gelei wees. Jy weet, hier lê 'n pad, hier's 'n pad, mooi uitgelê. Jy moet kies, ry jy in die opdraande kant, of gaan jy afdraande ry? Maar, die belangrikste deel is, jy moet weet, want as jy heen, waarheen is jou pad? As ek op pad, as ek hierdie kant toe ry, dan gaan ek George toe. As ek hierdie kant toe ry, gaan ek by 'n T-aansluiting kom, regs kan ek Oudtshoorn toe gaan, links kan ek Hartenbos toe gaan. So, wat is my keuse in die lewe? Wat is die doel van lewe? En dis al hierdie goed wat bepaal, wat is die pad in jou lewe? Met ander woorde, weer eens, dat die Gees van God jou lei, daar waar jy heen moet gaan, kind van God, gaan jy opdraandes en afdraandes kry. Ons is baie gelukkig, ons het nie potholes hier nie, jy gaan dalk potholes in jou lewe kry ook, maar weer eens, 'n pothole, 'n gat in die pad, 'n opdraande, 'n afdraande, die moeilike dele, is net daar, dat ek en jy iets daai kan leer. Negatiewe goed, leer ek en jy uit. Dis nie te sê ons moet dit in ons hart bære, in ons denke bære nie, want ons het vernuwe, maar ons leer daai uit. Die goeie dinge vat ons, om weer sterker te raak, om sou daar weer probleme kom in die lewe, as die goeie dinge ons getuienis. En elke getuienis wat ons het, kan van God, net soos Nikolai, net soos Nadia dalk, Nikolai se vrou, net soos Victor, wil ek een ding vir jou vandag sê, het ek en jou ook 'n getuienis, ook 'n pad wat ons gestap het. En ons wil afsluit met hierdie podcast deur net die volgende vir jou te sê, vandag het Victor en Nikolai, al twee gemeentes, wat baie gesond is, hulle verkondig die evangelie voluit. 'n Dokter aan die een kant, 'n klank of 'n ingenieur aan die ander kant, maak nie saak nie, beide van hulle, het hulle beroepe steeds, maar hulle het gesonde gemeentes, hulle het siele gaan wen. Nou is die vraag, die pad van jou lewe, wie kry jy op jou pad, op jou weg? Jy gaan niemand kry. Sien daai persoon Jesus in jou lewe? Sien hy dat jou gedagtegang
en jou hart, jou totale menswees vernuwe het. Jy's nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie, of sien hulle iemand wat kla en saam praat en moan en deel is van hierdie wêreld, kind van God, dit lê by jou. As jy Jesus in jou lewe het, fokus ek nie op negatiewe dinge nie. Ek fokus op die Meester wat die uitkomste gee. En die negatiewe dinge is net daar om my sterk te maak. Dink aan 'n stoofplaat, ons sluit daarmee af. 'n Stoofplaat, dis basies negatiewe energie. Dis negatiewe energie wat daai hitte veroorsaak. So in ons lewe, die negatiewe dinge het ook 'n goeie doel. Maar jy moet nie laat die negatiewe dinge 'n negatiewe effek op ons lewe hê nie. Ek en jy moet 'n effek in die lewe hê, want ons het vernuwe. Niks mag ons meer onderkry nie, want die Gees van God is in ons. Wat sê jy my Boeta? Nee, ek wil net bylas wat pastoor gesê het en ek dink sommer ook aan daai skrif wat sê ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Amen. Amen. En dit beteken as jy hier leef en jy die Heilige Gees ontvang, dan kan jy nie meer dieselfde wees nie. Jy kan nie meer lewe soos almal lewe nie. Anders het jy nog nie werklik Jesus ontmoet nie. Ek stem met jou 100% saam. Ek stem met jou 100% saam. En daarom kan ons kan eintlik in elke situasie en al die omstandighede kan ons jubel en juig, want God is met ons. Daar's 'n skrif in die woord wat ook sê, met trane het ons gesaai, met moeite het ons gesaai, maar met gejubel gaan ons oes en maai, met ander woorde. Die Here God se seën is met ons. Wil jy nie vir ons bid nie? So lekker onder hierdie hemel, bid vir ons asseblief my Boeta. Here, ons eer U dat ons vandag hier onder U son kan staan, Here, en ons dankie vir U seën oor ons lewens, Here, en oor almal wat luister ook. Ek wil ook U seën oor hulle uitbid, Here, dat die woord kragtig en lewendig deur hulle sal werk, Here. En ek wil ook bid, net soos hierdie verhaal van Nicolai, Here, en Victor en die vrou, Here, wil ek ook bid dat wanneer die Gees van God inkom in mense in, dat hulle nooit sal terugdraai nie, Here, maar dat dit net Jesus sal wees voor, binne en in die toekoms in, Here, maar dat dit alles net oor U sal gaan. En ek wil ook kom bid, Here, laat daar gejubel sal wees in mense se harte en dat U joy ons almal se vreugde sal wees en ons krag sal wees in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Prys die Here, prys die Here.